Die straat van Hormuz is alweer toe en oliepryse skiet Dinsdagoggend weer die hoogte in. Ons kyk ook wat die vooruitsig van 'n El Niño op ons ekonomiese groei vir volgende jaar kan wees. Ek en Waldo gaan stel ondersoek in als in hierdie week se ekonomiese oorsig wat met trots aan jou gebring word deur FFG. Die rand verhandel tans op R16.48 teenoor die Amerikaanse dollar, op R18.78 teenoor die euro en op R11.44 teenoor Australiese dollar. Die Brent oliepryse skiet weer die hoogte in en staan tans op $85.88 per vat. Soos beloof gesels ons weer met Prof Waldo Kriegel van die Noordwes Universiteit vanoggend. Baie welkom Waldo. Ek sien of dit weer interessante nuus wat oor die aand uitgebreek het, ja. Dankie Johnny, dis reg, olieprys $4.85 'n vat, regtig opgeskiet met die nuus dat Amerika gaan nou weer die Iranese hawens blokkeer. So ek dink die skepe deur die straat was al min gewees hier teen einde laasweek en ja, nou sit ons terug met 'n hoë olieprys en Nou en die olieprys het so opgegaan na so 74, so $3-4 op met die oorlog wat nou of mekaar begin skiet het, maar nie regtig gereageer nie, maar tot nou toe, ja. Het regtig gespring en die rand ook 'n bietjie swakker. Gister was die rand nog hier by 16.24, nou praat ons amper 16.50. So ek dink die markte prosesseer nou maar die moontlikheid dat hierdie oorlog nou weer gaan optel. En met baie onsekerheid. Mens weet nie die skaal van hoe praat hulle agter die skerms, is daar regtig onderhandelinge of het hulle maar net gesê hulle sal nog onderhandel. Weet wat maak wie nou kwaad, wat wil jy bereik? Ja, het is groot onsekerheid. Ek het net ook voor die opname begin het gepraat van ons is nou weer terug met as dit gebeur, as die oorlog ophou. Dit voel so niemand weet nou wat aangaan. Dit is ongelukkig so en dit is een van daardie dinge wat maak dat jy nou verbruikers is versigtiger. Nou moet jy begin bekommerd wees oor inflasie en rentekoerse ensovoorts. Beleggers is bedruk, maar gaan die ekonomie nou groei as hierdie skok ons nou eintlik maar aanhou tref. Hy het net so 'n bietjie van 'n sagter impak gehad vir 'n rukkie. So ja, en dit is nou jammer vir ons want ek dink dit maak ons praatjies minder interessant. Kom dit so as ons nou so half moet. Ons weet eintlik nou nie, maar so maar kyk wat gebeur. Dit is nou nie lekker nie. Ja, dit gaan nou 10 teen ons beleidskomitee laat terugsit en sê hoorie, okay, ons gaan verseker nie sny nie. Dis af van die tafel af. Ja. Ons moet alweer begin kyk na of verhoog of sywaarts hou. Ja, dit is nou uit 'n akademiese oogpunt af interessant om te sê, okay, ons het nou 2 maande gehad waar die brandstofprys afgekom het. Kom ons kyk wat het toe met inflasie gebeur. Maar daai maak hulle nie minder versigtig nie. Selfs al kry hulle nou 'n opgedateerde Junie maand syfer wat laer is, gaan hulle sê, maar ons weet mos nou die volgende verhoging is eintlik maar in die pos. So ons wag maar vir dit en dan praat ons weer in September. Sure. Ja, so dit dinge rek uit en rentekoerse bly hoog en ek dink daar is lewe in die ekonomie, maar daar is dele wat swaar kry. En as jy nou wag vir tweede kwartaal groei syfers, soos ons nou doen, tweede kwartaal gaan maar sleg lyk. Ek kan dink die vervaardiging het nie goed gevaar nie. Is net bestuuringskant hier nie. Karverkope van ander kan die water die nuwe karre. Ja, dit goed gedoen. So daai ek dink ek wil nie sê resessie nie, ek meen daar's nie genoeg data vir daai nie, maar ek dink baie lae groei is waarskynlik ons voorland. Hoekom het die rand verswak? Is ons nou weer terug van safe haven, dollar safe haven, mense onttrek hulle geld uit die rand, is ons nou weer terug by daai scenario? Dollar is bietjie sterker. Die ek sien wys dat die dollar het nou versterk die laaste week of wat. En ek dink ook einde laasweek het hulle die wat noem hulle die notule van die Federale Reservebank se vorige vergadering vrygestel. Het bietjie tyd gevat. Die ouens wat hierdie goed dop was bekommer, hoekom vat dit so lank vir hierdie notule om uit te kom en so. Maar toe was die boodskap daar eintlik dat die bank daar is nog steeds baie ernstig om inflasie in toom te hou. En ek dink dit is ook goed vir die dollar. En toe daar 'n bietjie geld terugkom. Ja. Waldo, een bekommernis wat ek nou het. Almal maak wel asof El Niño uitgemaakte saak is in die landbou, veral mielies en die graansektor wat 'n groot impak op landbou se groei oor die algemeen het. Negatief geaffekteer gaan word deur die El Niño einde van die jaar. Dis 'n groot moontlikheid, maar noodwendig dis nie 'n vaste dis 'n weervoorspelling natuurlik. So enigiets kan gebeur. Maar indien dit gaan gebeur, en ons sien daar's 'n inkrimping van landbou vir volgende jaar met hierdie weerverskynsel, kan dit nie
baie negatief terugspoel na algemeen ekonomiese groei in Suid-Afrika vir volgende jaar nie. En hoe moet 'n mens kyk aan wat moet 'n mens doen om suits half nou te gaan teenwerk? Johnny, jy is absoluut reg. Daai impakte kan nou vinnig bymekaar tel en die landbou is nie 'n groot deel van die ekonomie nie, maar hy maak nogal 'n hoë bydrae as hy 'n groot bydrae maak as hy 'n goeie jaar het. En as hy 'n slegte jaar het, dan is dit sommer weer 'n baie ver afswaai. So ons het nou op klomp kere gesien landbou se syfer dryf op die ou en die ekonomiese groei syfer. En ons weet vervaardiging kry baie swaar ingekrimp in die Mei maand syfers en net in die 3 maande gemiddelde syfer ook. Die ouens kry baie swaar met hoë insetkoste en plaaslike infrastruktuur is op baie plekke uitdagings. Ons het nou nie meer beurtkrag nie, maar nou het jy sogenaamde load reduction. Dit tref dorpe wyd en suid met al nie die nuus nie. En dieselfde met water. So ek dink tussen dit gooi nou nog vervoer ook in die storie. Dan sukkel vervaardigers. Ja. En die vraag is nie wat wonders nie. Nou hoe keer jy dan nou dat die ekonomie eintlik half teruggly in 'n 0,% groei situasie in. Maar ons hoop nou ons wil graag 1,2 hê of 1,8 hê, daai tipe van goed. Moeilik. Die weer, die oorlog, daai goed is buite ons beheer. Die goed wat binne ons beheer is, dink ek amper ons die dringendheid verminder bietjie wanneer dit goed gaan. Die oorlog is verby, maar ons sal maar later daai hervormings doen. Jy weet, as die druk op is, dan besef almal ons moet nou werk. Maar en andersom dis nie ideaal nie. En van die goed is baie betwis. Ek sien nou vanoggend op Moneyweb se app sê hulle dink Eskom dat president Ramaphosa is op pad uit. Want hy is die ou wat die ontbondeling dryf. En die hele opstel van 'n elektrisiteitsmark is vir hy het gesê daai plan moet voortgaan. En nou skop hulle terug op allerlei maniere. So het hulle in hulle agterkop toe maar wat hy het nog 2 jaar en dan bly ons maar die bonne wat ons is en ons maak hierdie verregaande hoë tariewe. Daai proses moet baie gladder loop en baie sekerder wees. Ons gaan ontbondel, maak nie saak wie die president is nie. Hierdie elektrisiteitsmark kom en mense moet solank hulle sonplase begin opsit want jy kan verkoop aan hierdie mark ensovoorts. Daai soort van beleidsekerheid is wat op die einde goed is vir belegging, wat goed is vir groei. As ons nou kyk na besighede, die besigheidssektor eintlik dan nou, dis vervaardiging, dan baie goed val nou onder dit. Maar moet mense nogal baie beleid probeer deurdruk om te sê, kom ons skep 'n omgewing waarin hierdie ouens suksesvol kan wees. En dan laat die regering nie noodwendig besigheid self doen nie, maar laat hulle omgewing skep waar besigheid kan self doen en dan ook kan beter doen. En dan kan ons gaan kyk na beter indiensname, beter food security, Afrikaans voedselsekuriteit, maar dan kan ons die arm gemeenskap optel, maar ons kan dan ook ekonomiese groei van daai kant af dryf en ons het 'n baie sterk besigheidssektor in Suid-Afrika. Dit is, en ek dink hulle is soos ouens wat eerste geraas gemaak het toe hierdie Eskom se gedagtes op die tafel kom en die besigheidssektor eerste gesê, maar wag 'n bietjie, daai was nie die plan nie. So ek dink hulle speel 'n groot rol en 'n sinvolle rol en al die hervormings se praat is ten gunste van groter rol vir die privaat sektor en die deregulering. Maar is maar 'n betwiste storie want daar is verloorders in hierdie en hulle hou maar vas aan wat hulle het. En dan dink ek ook daar's maar ook 'n ideologie daar agter. Ons het nou gister gehoor minister Montage wil nou hê oliemaatskappye, brandstofgroothandelaars moet 21 dae se voorraad hou. Dit het 'n bepaalde koste. Ja. Hy gee nie om dat dit die koste om besigheid doen te verhoog nie. Hy dink en sinvol, jy weet, dit sal goed wees om 'n groter voorraad te hê. Natuurlik sal dit wees. Ja. Maar nou dwing jy ouens om dit deel van hulle koste te maak. Dit is nie ideaal nie. Jy weet, jy wil die mark baie meer buigsaam hou. Die staat en die belastingbetaler moet eintlik maar die pyn vat om die strategiese voorraad groot genoeg te hê. Dit moenie op die privaat sektor afgeskei word nie. Ek het gesien die regering wil 'n selfoonmaatskappy, ek het so iets ook raak gelees. Ek weet nie of jy dit Ek het nie daai spesifiek ingesien nie, maar die gedagtes is nog altyd daar, weet. Hulle wil op allerlei maniere betrokke raak. Ek eis altyd om te dink oor daai staatsbank. Hy is vir my die een wat met die bangste maak. En was myne genasionaliseer en al, maar ek dink min van hierdie goed is
is ernstig onder oorweging. Maar dis die soort praatjies wat nou weer in die lig kom as daar verkiesing op pad is. Met die verkiesing natuurlik, ja. Iewers een of ander ou wat nie die nuutste memo gelees het nie. Hy staan op 'n podium iewers op die platteland en hy verkoop die storie van maar ons gaan vir julle al hierdie goed doen. Ja. En die helfte daarvan is stokou uitgediende slegte idees. Maar die media sê dit weer en dan die ouen wat daar by sy tafel in Londen sit sê nee, ek tog hierdie ding is nou dood, maar hier is hy alweer terug. Ja. Ja, En baie van hierdie ek voel ook baie van hierdie beleide goed gaan nie deurgevoer kan word nie want alles staan nou stil soos ons einde van die jaar se verkiesings toe beweeg. Niemand kan iets doen, niemand wil hulle kop uitsteek nie. ja, en sulke goed vat in elk geval baie tyd. Jy moet nou jy weet net die parlementêre proses vat tyd om enige verandering nou. As mens nou kyk hoe lank die NGV nou uitreik, dit op sigself skep onsekerheid, maar dit is nou 'n zombie idee wat nie wil weggaan nie. Ja, so al hierdie goed maak ons minder veerkragtig. En op die ouend sit meer druk op die privaat ou wat dan maar sê, weet jy, ek gaan my eie planne maak. En hy moet daai kostes dra. En die koste daarvan. Hy het 'n hidden tax amper, ja, verskeilde belasting wat ek as ek die Afrikaanse regte Afrikaanse woorde kan gebruik. Verskeilde belasting wat jy moet hê om jou eie water, jou eie krag, jou eie al daai tipe goed te hê. So Ja, en baie ekstra kostes om besigheid te doen in Suid-Afrika wat mense altyd in ag neem. dis 'n hoë koste omgewing en dit maak ons ook meer kapitaalintensief. Hierdie hele storie rondom weet onwettige immigrante ensovoorts. Die ou wat nou moes afstand doen van sy span immigrante wat ook al gedoen het by sy besigheid. Hy gaan nie mense in diens neem nie, hy gaan 'n masjien soek om. Ja. En dis maar waar ons moeilikheid lê is dit die hele omgewing is nie een wat gerad is vir kom ons gooi die deure oop, kom ons groei vinnig, kom ons neem klomp mense in diens. Dis baie meer defensief, dis baie hoë koste en dis baie kapitaalintensief. Waldo, okay, gegee al hierdie goedjies, kom sê die oorlog gaan aan, ons moet seker scenario's nou gaan bou. Ja. Kan die rand swakker as 17 gaan? Ons het nie baie slegte binnelandse nuus nie. Ons het slegte binnelandse vibes wil ek sê, maar Geleide, ons het daar al daai goed. Ek dink oor die algemeen gaan dit beter as 'n paar jaar terug gegaan het binne hulle. Nee, en ek meen daar's nog klomp goeie redes om optimisties te wees. Ek kan nie daar's nie iets vir die rand nou 'n slegte hou kan gee nie. Dollarsterkte is maar onvoorspelbaar. Ja. En die skaal van wat nou weer gaan gebeur met die rand weet ons nie. So, ek sou dan sê eerder is 'n swakker rand as 'n sterker rand. 16.70, 80 totaal, ja. maar nie noodwendig slegter as 17 of swakker as 17 nie. Kom ons sê ons praat volgende week en hoop hy's nie by 17. Dis ook weer waar. Maar natuurlik 17 is nie sleg vir almal nie. Dit is sleg as jy insette invoer, maar dis 'n wen as jy internasionaal prys maak op jou uitvoer. So ons hoop vir die spotprys vir die graan, vir die mielies dat hy net so klein bietjie swak en dan kom hy weer terug want ons moet insette begin inkoop. So speel maar daai wisselkoers. Ja, laat ons hoop so hy werk so vir die boere uit. Maar ek dink die dinamiek is teen ons. Ek dink net weet die oorlog maak moeilikheid vir markte. Olie dit hang nou alles af. I mean, wie bom vir wie? As Iran hulle bure kwaai aanval, dan gaan mense baie hoër prys sien want dan sit skade aan infrastruktuur. Ek wil een ding weer hoor. Ek dink nie noodwendig, my gevoel is nie noodwendig terug 120 toe nie. Ek dink baie van die mense het al ander planne begin maak. Hulle het weer 'n bietjie reserves opgebou dat hy dalk nie so hoog kan gaan soos vorige keer nie, of wat sê jy gevoel? Nee, ek stem saam. Ek dink die brandstofintensiteit van die wêreldekonomie is laer as wat hy was. Daar is alternatiewe bronne gemaak, die Amerikaners pomp olie ter dit skrik ensovoorts. So ek dink duurder, maar dalk meer in die lyn van wat ons nou laaste gesien het, weet jy, en rondom 100, maar 120 as hy nou weer eskaleer natuurlik. Dan het ons nou regtig moeilikheid. Ja, en so regtig, ek dink Amerika kan nou so baie druk op hulle sit laat ons net 'n ooreenkoms kry dat hulle net agter ons kan kry. Ja, ek dink hierdie partye is ver van mekaar af, veral in hulle harte. Sê op papier kan jy dalk nog 'n plan maak, maar hulle hou nie van mekaar nie en ek dink dit maak dit moeilik. Dit maak dit baie moeilik. Daar's baie emosie betrokke en dis maar die Midde-Ooste is solank as dit ons kan onthou is daar oorlog nog in daai streke. So baie dankie vir jou tyd, Waldo. Baie interessant. Plezier, Johnny. Hierdie ekonomiese oorsig word met trots aan jou gebring deur FFG. Baie dankie dat jy ingeskakel het en sien weer volgende week.